Vanaand is ons tema moontlikheid van vergifnis, 'n heilige offer. En ek reis vanaand verder in ons tema van die maand wat gaan oor offers, waar ons vir mekaar sê dat daar plekke is of geleenthede is waar God ons nooi om dinge weg te gee, dinge op te gee, dinge prys te gee, en in die weggee, dis dan in daardie moment waar God dan vir ons 'n dieper lewe gee, 'n dieper verhouding met God self en met ander. Met ander woorde, wanneer ons oor altare praat, oor offers, dan sê ons gelowiges moet gereeld dinge weggee en dinge opoffer op ons reis na God. Dis waar ons hele reeks gaan. Die wat dit gemis het, gaan luister dit gerus op YouTube. Vanaand dan praat ons oor vergifnis as een so plek waar God ons uitnooi om dit dan te sien as 'n offeraltaar. So vergifnis is baie meer as net om te sê ek is jammer, ek het jou seer gemaak, of jy kom in my storie en sê ek is jammer, ek het jou nagekom. Vergifnis in sy diepste wese is 'n plek van offer, en dis waarmee ek vanaand met julle wil kuier en op reis wil gaan. Ons gaan begin vanaand met 'n video, soos ek gesê het, en ek wil regtig vra dat julle dan 2-2 na mekaar toe sal draai as ons dan die video gekyk het, en dan julle gedagtes met mekaar sal deel oor die spesifieke vraag wat ek gaan vra. So ek gaan 'n kort inleiding gee oor waar hierdie video gaan, sonder om te veel weg te gee. So hierdie vrou in die video is 'n dramaturg, 'n kunstenaar, wat besluit het om in 'n museum iewers in Amerika te sit en 'n stil dialoog te voer met enige iemand wat wil. Met ander woorde, daar's 'n groot vertrek met 'n tafel en 'n stoeltjie, en sy sit daar, en enige iemand kan dan na haar toe kom, en hulle het dan 'n gesprek en 'n ontmoeting en 'n koneksie sonder woorde. En dan gebeur daar iets spesifieks in hierdie video, waarna ek wil eens moet kyk. Kom ons kyk hom net, en wees oop vir enigiets wat na jou kant toe kom. Goed. Die vraag is, wat dink jy gebeur hier tussen die man en die vrou? Wat is die storie wat jy in jou kop opmaak oor dit wat daar gebeur het? Dit is die eerste vraag. Wat dink jy gebeur daar tussen die man en die vrou? Goed, het jy hulle stories gedeel? Die volgende vraag is, met wie assosieer jy in daai storie? Die man of die vrou? Met wie assosieer jy? Dalk sal dit goed is om te sê, hoekom? As daar een is met wie assosieer, hoekom? En dan die laaste vraag is, wat het jou geraak van dit wat daar gebeur het? Wat het jou geraak? Goed, nou wil ek julle my so 'n bietjie help. Ek wil graag hoor, wat het julle met mekaar gedeel? So wat is die storie wat julle opgemaak het gebeur daar? Wat het gebeur tussen die man en die vrou? Wat is die stories wat julle opgemaak het? Deel gou so 'n paar stories. Wat het gebeur? Enige iemand. Jy het die man en die vrou het mekaar geken. Hulle het 'n geskiedenis gedeel. Okay, maar dis te wyk. Wat het gebeur tussen hulle twee? Is dit nie net verstaan met mekaar uit? Okay. Dit was net 'n emosionele koneksie wat tussen hulle plaasgevind het. Sy ooit met haar in koneksie gekom en dit het hom geraak. Wat is stories nog? Jy het gedink hulle is getroud? Ja, okay. So jou storie is hulle is getroud. Dis interessant. Wat nog? Nog so 2 stories daar agter. So ek hoor 'n bietjie moeilik, maar ek hoor iets van hulle was vriende, mekaar kwaad gemaak en nou sê hulle vir mekaar jammer. Het ek dit gekry? Die vrou se pa, die toon sy emosie. Jy het begin by Hollywood storie. Van hulle het hierdie 2 mense wat nie weet wat hulle soek nie, en toe hulle mekaar sien, toe besef hulle is dit wil hê. Nee. Dis mos Hollywood. Nee, ek hou daarvan. Ja. En jou ma sê dit was 'n pa en 'n dogter en mekaar kwaad gemaak en toe op daai moment koneksie gehad en toe vir mekaar jammer gesê. Het iemand nog 'n ander interessante storie? So ek weet, dis 'n proefbuis omgewing, hulle doen 'n eksperiment en hier kom sit 'n ou wat oop is en sy oopheid en sy emosies raak haar aan en sy, ja, goed. Ek gaan nie vra met wie, hier's nog een storie. Ek hou daarvan. So sy sê, al wat hy nodig gehad is iemand wat sy pyn raak sien. En daar sit iemand en wat oop is vir sy pyn en dis wat hy nodig gehad het. En dit het hom geraak. Ek hou daarvan. Ek gaan nie vra met wie assosieer jy nie, dis jou eie opinie. Ek gaan net dalk weer vra. Wat ek nou gaan vra is, wat het julle geraak? Dis eintlik die belangrike ding. Wat het julle getouch? Deel gou so vinnig net 5 of 6 goedjies. Sy confidence toe, gaan sit die bereidwilligheid om te connect. So julle sê wat vir julle geraak het is toe sy huil en hy skud sy kop empaties en sê, eers dis okay. Die eerlikheid. Eers rou emosies, net maskers is af. So wat het jou geraak daarvan? So party mense gaan verby, ander mense gryp jou. Goed.
Klink soos 'n kleuterskool storie. Party mense ry verby jou, ander gryp jou, pas op. Ja. Maas hoor jou Annelies. Dis so, nee. Ons gaan die video weer kyk. Mag eers vertel wat die storie is. Dan gaan dieselfde vraag vra. Alright, julle weet wat die storie is. Hierdie was 'n eksperiment in 'n museum. En toevallig was hierdie ou in die museum die dag. En hulle is ex-man en vrou. Hulle was 16 jaar getroud, 10 jaar terug geskei, op 'n baie slegte manier, en het nooit weer met mekaar kontak gemaak nie. Nooit weer nie. Hulle was so kwaad ontstel met mekaar, hulle het gebreek, en hierdie is die heel eerste kontak wat met mekaar gehad het, na 10 jaar. Kom ons kyk weer. En die laaste vraag is, wat leer hierdie video vir jou, of dit die waarheid is of nie? Dis nie die vraag nie. Die vraag is nie of die waarheid is nie. Wat leer hierdie video jou, of wat is die storie wat in jou kop opmaak oor vergifnis? As jy die video sien. Dit is ook 'n moeilike vraag, maar probeer. So as ek mag, en as julle my sal toelaat, wil ek graag hoor. So wat het julle nou geraak? En wat is die storie wat jy opmaak oor vergifnis as jy na die video kyk? As jy geraak het, is die onmiddellike vergifnis, en die bewusheid dat vergifnis beteken nie woorde nodig nie. Net 'n koneksie met emosies. Dit is altyd tyd vir vergifnis. So enige tyd is 'n goeie tyd vir vergifnis. Daar is nie 'n ding van ek is nog nie reg en jy is nog nie reg nie. Ek hou daarvan. Mekaar vergewe sonder voorwaardes. Ja. Vergifnis maak vry. Dit lyk jy vir hulle anders huis toe as hulle gekom het. OK, so 2 opmerkings, dan gaan ek aan. En wat is die storie wat jy opmaak oor vergifnis as jy dit sê? Vergifnis is 'n besluit. Ja, sy kon opstaan en loop, maar sy, ja, OK. Nog 1 opmerking. So as ek die brug tussen julle 2 kan slaan dan. Hy wat sê, daar's altyd tyd vir vergifnis. Wat sê so, ons kan mekaar nou vergewe, maar jy wat ook sê dat dis nooit te laat nie. As dit al 10 jaar terug gebeur, kan dit ook nou wees. Goed. Een wat ek mis by julle, waarby ek wil begin, as ek nou 'n paar gedagtes hieroor kan sê is, het niemand van julle opgetel dat dit 'n vrek moeilike ding was waardeur hulle moes gaan nie? Het jy gesien dan toe die ou gaan sit, hoe ongelooflik ongemaklik hy in sy lyf was? En vir haar om daar te wees en te weet, die kameras is op haar, sy kan nie opstaan nie, sy kan nie wegloop nie, sy moet nou sit en sy moet nou hierdie ongelooflike seer en trauma face. Dit het my opgeval, dat miskien omdat ons baie met vergifnis werk, mense wat daarmee wortel, dat vergifnis, wanneer ons oor dit praat, is dit nie 'n eksperiment nie, dis nie 'n teologiese konsep as ons mekaar sê vergeef mekaar nie. Ons werk met lewens, ons werk met stories, ons werk met 'n geskiedenis, ons werk met 'n man en vrou wat getroud was, waar dalk 'n affair was, waar dalk geweld was, waar dalk alkoholisme was. Ons werk met 2 broers waar dalk verneek was, waar daar dalk trauma was, party waar dalk onreg was. Ons werk met vriendinne waar daar te nagekom is. Wanneer ons met vergifnis werk ons met iets wat hard en seer is. Jy sien dit ons op hulle gesigte, nê? En soos ek oor vergifnis wil praat en iets oor wil sê, wil ek eerste plek sê, dis 'n vrek harde tema, ek weet dit. Ek weet dit. En as ons vanaand gaan eindig waar ons gaan eindig, en ons sê dat God roep ons om by die altaar van vergifnis te kom, weet ek dat die journey vir jou tot by daardie altaar is dalk 'n moeilike pad. Hoor julle vir my, ek sê dit, ek weet dit. Ek sê dit met die grootste deernis. So wees sensitief daarvoor. So as jy daar sit vanaand en ek praat hier oor die gedagtes kom jy op maar jy ken nie my harde storie nie, jy ken nie my harde pad nie, jy's reg. Maar ek wil dit in ag genome die volgende met julle deel. Dat alhoewel vergifnis 'n baie moeilike pad is en 'n moeilike ding is wat mense na die plekke toe vat om by vergifnis uit te kom, praat Jesus baie oor. En een van die primêre plekke waar daar praat, is Matteus 5 vers 23 en 24 in die bergpredikasie spesifiek hierdie bekende vers. Ek gaan hom lees en 'n paar gedagtes met julle deel. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring. Nou 'n gawe is 'n offer of iets wat jy vir God bring wat jy moet vergewe. So die skrywer sê as jy jou offer na God toe vat in die tempel, want hulle het in die tempel geoffer. En dit val jou daarby, dat jy kom tot die besef, jy kom tot die insig dat jou broer iets teen jou het, of dat jou suster iets teen jou het, dat jou pa iets teen jou het, dat jou ma iets teen jou het.
iets teen jou het, dat jy iemand te nagekom het, laat staan jou offer net daar by die altaar, en gaan maak eers vrede met jou broer of jou suster, of jou pa of jou ma, of jou vriend of jou sussie, en kom dan terug, en bring jou offer aan God. 2 versies wat ongelooflike, kragtige implikasies vir my en jou lewe het. In die eerste plek sê Jesus, daar's 2 altare. Die plek waar God en mens met mekaar versoen. Ons offer nou nie meer vandag nie, ons doen dit in die vorm van gebede, waar ons met ons lewens probeer dinge regmaak met God. Maar dan sê Jesus, daar's 'n tweede altaar, en hierdie altaar het die mense nie van geweet nie. Dis die altaar waar mense met mekaar versoen. En die belangrike ding van hierdie teks is dat Jesus dan sê, ons dink baie keer in ons verhouding met God, dat as dinge hier reg is, tussen my en God, maak dit nie saak wat hier gebeur met my en ander mense nie. En nou bring Jesus die vars perspektief. Hy sê, as jy by die altaar met God staan, is die eerste vraag wat God jou vra, hoe lyk dit met jou ander verhoudings? Spesifiek, is daar vrede, is daar vergifnis, is daar versoening? En dis nogal 'n vraag wat my baie diep getref het. En baie keer dink ek, dinge tussen my en God is reg, dan is dit oukei. Maar wanneer ek my offer by God bring, en ek sê, Here, vergewe my, ek wil 'n verhouding met U leef, is die vraag wat God terug ego, ek vergewe jou, maar hoe lyk dit in die res van jou verhoudings? En dit is ongelooflik belangrik. Want Jesus weet wat die impak van vergifnis of onvrede in ons lewens is. En onthou nou net, nê, my en jou reis saam met God is nie hemel toe nie. Jesus praat baie min daaroor, ons gaan hemel toe as ons doodgaan. Maar Jesus praat oor hier en nou, hy sê, ons reis hier en nou is mense, om mense te word wat dieper lief het, dieper omgee, dieper vashou, meer kan optel, meer kan vasbind. Dis ons reis. En wat ons daarmee help, is vergifnis. Dis een van die dinge wat my en jou help, om by daardie plek in ons lewens uit te kom. En dis vir my ongelooflike belangrike verstaan van wat vergifnis is. Net 'n paar kort goedjies hieroor voordat ek die lyne begin trek. In hierdie teks is daar 'n baie belangrike ding, dat Jesus sê, die verantwoordelikheid van vergifnis lê by wie? Jy het opgetel in die teks. Wie is die een wat moet sê, ek is jammer, of vergewe my? Jy. Hierdie teks, wanneer Jesus hierdie woorde sê, dis nogal iets wat sê, die verantwoordelikheid lê altyd by jou. Nou ken ek baie stories van vergifnis, in my eie lewe ook. Ek sal jammer sê as hy of sy dit of dat doen. Ek sal jammer sê, of ek sal vergewe, of ek sal dit gaan, as hulle dit of dat doen. En nou konfronteer Jesus ons. Ek voel ook so, ek weet. Maar Jesus kom en hy sê, julle is die ouens wat die altare van vergifnis moet bou. Julle. Al was jy te nagekom, al het jy seer gekry, al het jy gebloei, al voel jy dat daardie persoon jou nie gaan vergewe nie, jy is die een wat daardie altaar gaan moet bou. En is juis op daardie plek, glo ek, waar ek en jy momente van groei beleef. En dis hoekom ek vanaand besluit het om oor vergifnis te praat in die plek van offers. Want vergifnis, daar gebeur baie meer in vergifnis as net 2 mense wat in konneksie kom. In die proses van vergifnis, waar ek en jy die altaar bou, waar ons dit reg kry om mense te benader en te sê, ek het jou te nagekom, vergewe my, waar ons dit reg kry, waar ons so altaar bou, gebeur daar iets met my en jou. Dis hoekom vergifnis 'n altaar is, 'n offer is. Dis iets waar God ons in verander, wanneer ons dit reg kry om daarin te leef. En dis die vraag nou vanaand, nê, wat is op die spel, of wat word geoffer in die spel van vergifnis? Dink bietjie daaroor. In die offer in die tempel by God word duwe en beeste en druiwe en 'n paar ander goed geoffer vir vergifnis van sondes. Maar wat word op die altaar verbrand? By die vergifnisoffer tussen 2 mense. Wat is op die spel? En dis nou waar die kragtige ding van vergifnis ons verander. Ekkigheid. Ken die woord ekkigheid? Ons gebruik in ons gemeente asof dit 'n woord is. Ek dink nie is 'n woord nie. Ekkigheid. 'n woord wat 'n woord is. Ek ken die woord ekkigheid. Ons gebruik in ons gemeente asof dit 'n woord is. Ek dink nie is 'n woord nie. Ek dink dit is 'n woord. Ek ken die woord ekkigheid. Ek dink nie is 'n woord nie.
selfsug, my eie belang, my eie wil. Ons kan baie moeilik in 'n verhouding met God leef, waar ekkigheid ons beheer. En een van die primêre plekke waar dit geoffer word, is waar mense dit reg kry om in vergifnis te sê, alhoewel ek weet ek is dalk reg, in my wêreld, in my storie, alhoewel ek weet ek is te nagekom, en ek kan dit reg kry om oor die brug te stap en te sê, ek wil graag in vrede met jou leef. Hardheid. Jy weet dinge wat ons moet leer om te offer in vandag se tyd. Hardheid. Ken die woord hardheid? Ek dink ons in Suid-Afrika, veral in hierdie dorp, leef party daar met kroniese hardheid. Bitterheid. Mense gaan dood van bitterheid. Jy kan nie met bitterheid leef nie. Maak nie saak hoe hard die trauma was, of wat met jou gebeur het nie, op 'n stadium sal jy moet laat gaan aan die bitterheid. En dis 'n moeilike saak nie. Stel jouself voor, Riva Steenkamp se ouers was vanaand in hierdie gemeente. Dink jy dit sou 'n maklike tema gewees om oor te praat as hulle hier was? Maar die waarheid geld vir hulle ook. Die bitterheid sal hulle doodmaak, as hulle nie eendag by 'n punt kom, om te laat gaan nie. Dit is baie hard, ek weet, maar dis die waarheid. En God stroop ons van bitterheid. Wat ons offer op daardie altaar van vergifnis, is ons wantroue in mense. God nooi my en jou uit om elke dag al hoe meer in hom te vertrou. Maar die ironie is, terselfdertyd nooi God my en jou uit om mense te bly vertrou. Want die hart daarvan om mense te bly vertrou is om te sê, ek gee jou 'n tweede kans, ek gee jou 'n derde kans, ek gee jou 'n vierde kans. Dis die hart daarvan. Want wat gebeur met my en jou as ons seer kry? Op 'n manier exit ons die lewe. Ons exit verhoudings. Ons sê, ek gaan dit nooit weer in 'n liefdesverhouding waag nie, want kyk hoe seer kry ek. Ek gaan dit nooit weer in 'n familieverhouding waag nie, ek gaan my familie afskryf, ek gaan net by vriende kuier, want my vriende kan ek vertrou, my familie glad nie. En dan exit ons daai verhouding, ons exit die lewe. En ons kan nie so leef nie. En daarom help die offer van vergifnis ons om weer te vertrou en sê, ek weet mense maak seer, maar ek sal weer vertrou. Wat ons ook op die altaar sit, is 'n stuk seer. Wat vir baie van ons amper half iets word waarmee ons leef. Het jy dit al gesien? Hoe mense die seer in hulle lewe haat, en van ontslae raak, maar dit tog 'n bron van energie word, waaruit hulle lewe. Maak dit sin wat ek sê? Mense wat so aan die seer vasklou en in die bitterheid vasklou en van daaruit die lewe leef. En dan nooi God jou uit om op die altaar te sê, jy kan vanuit liefde leef, jy kan vanuit vrede leef, jy kan maar jou seer laat gaan. Daar's 'n nuwe storie vir jou. Jesus weet ons leef moeilik met daardie dinge en 'n verhouding met God is baie moeilik as ons nie by daardie dinge uitkom nie. En ek dink vergifnis oor die algemeen, as ek dit nou eenvoudig kan sê, is om oor te gee aan die beweging van liefde wat ons altyd nader bring aan God. As jy in ritme is met God, gaan God een of ander tyd jou by hierdie altare van vergifnis bring. En sê tot 'n dieper belewe van vrede, 'n dieper lewe van oorgee, 'n dieper lewe van lief hê, gaan jy by hierdie goed moet stil staan. Jy gaan altare van vergifnis nodig het. Nu as dit ligte aan is, wil ek met jy van die video weer 'n keer speel. Wil ek graag met julle deel wat my hart geraak het van hierdie video. In die eerste plek, die stuk sag wees en die nie woorde. Baie keer bel mense en sê, hoe vra ek vergifnis? Wat sê ek? Partykeer gaan dit glad nie oor die woorde nie. Dit gaan oor jou teenwoordigheid. Regtig die behoefte om aan die ander kant dit wat stikkend is, te wil heel maak. Die sag wees. Sy kon opstaan, maar sy het nie.
Hy kon arrogant wees, maar hy het nie. Twee mense wat besef, ons moet hierdie ding agter ons kry. En dan wat my geraak het ook, is die seer aan al twee kante. Sonde maak seer aan al twee kante. En dan die herstel wat wederzijds is. My genesing is ook jou genesing. My vryspraak is ook jou vrede. En wat my nog diep geraak het, is dat die herstel baie diep is. Dat dit nie 'n kopding is nie. Dat dit nie 'n dis 'n baie diep ding. Jy sal sien in haar kyk as hy wegstap, in sy teenwoordigheid, dat iets diep in hom verander. In haar, as die volgende persoon kom, sukkel sy om haarself weer terug te bring, want sy is diep binne in haar geroer. Die herstel is baie diep. En dan as die klank aan was, sou hulle gehoor het dat die mense rondom hulle, wat het hulle gedoen? Kan jy onthou? Hulle het hande geklap. En dis vir my 'n teken van wat die impak van vergifnis op die wêreld is. Dis twee mense se storie, maar is ook die wêreld se storie, nê? En dis vir my 'n mooi beeld dat in die rook van vergifnisoffers word die wêreld verander. In die rook van vergifnisoffers word die wêreld verander. Waar twee mense dit regkry om mekaar te vergewe, is een van die ongelooflikste belydenisse van God se liefde en God se teenwoordigheid in hierdie wêreld, waar mense dit regkry om ten spyte van haat en seer en lelike stories nog te sê, ek is bereid om jou te vergewe. En waar mense dit sien, word die wêreld verander. Dis die getuienis. Ongelooflike impak op die wêreld. So ek wil begin afsluit. Ek dink ek en jy moet daarmee vrede maak dat ons in gebroke verhoudings leef. Ons leef in gebroke verhoudings. So die opdrag is, nie om die perfekte verhouding te gaan soek nie, maar om gereeld die moed te hê, omdat jy God lief het, om die herstelwerk te doen. Dis ons roeping, om die herstelwerk te doen. Ek onthou, my en Elisma se eerste groot bekleierery was 'n ongelooflike groot ontnigtering. Toe ons gevry het en uitgegaan het, wat 7 jaar lank was, maar sy het 'n redelike sagte persoonlikheid en ek is bang om haar kwaad te maak. So voor ons getroud was ons fight so iets. Ek is jammer, nie ek is jammer, nie ek is jammer, nie ons is jammer, nie ek is jammer. En dan gaan ons net aan. 3 weke na ons troue, toe bars haar bom bo in hierdie pastorie daar op daai berg en ek het my dood geskrik. Ek was so ontnigter dat hierdie liefde van my lewe na 3 weke se getroude lewe is 'n ramp. Wat nou? En daar het ek begin besef, ons gaan vir die res van ons lewens in gebroke verhoudings leef. Maar wat is die geheim? 2 mense wat die moed het om die herstelwerk te doen. Wat die offer bou, die ekkigheid, die hardheid, die selfsugtigheid, neer te sit en te sê, ek wil graag regmaak wat stikkend is, tussen my en jou. Ek en Johnny en ek en Roo is ook in 'n huwelik. Ons deel 'n gemeente. En ek onthou die eerste keer toe daar diskonneksie was, hoe ongelooflik ontnigter ek was. Maar wat is die geheim? Is dit onchristelik om in diskonneksie te wees? Of waar lê die heiligheid daarin? Dat mense die moed het om die herstelwerk te doen. Net hierdie week wat verby is, Woensdagoggend, kry ek 'n e-pos van 'n gemeente tannie af, wat sy vertel hoe seer ek al gemaak het. En dan is dit nie lekker nie. Want dan moet jy die herstelwerk doen. Dit is harde werk, maar dit is heilige werk. En in dit verander God ons. So ek wil so afsluit.
ek dink dat die hoofbestanddeel vir vergifnis is sag wees. So verbeel jouself dat die wêreld môre sal uitvind. Jy het in die mall, in die middel van die mall, daar wil nou 'n Kersvader opslaan. Daar by die flieks. Die wêreld vind uit, jy het môre 'n tafeltjie daar. En jy voer 'n stil dialoog met almal wat daar kom sit. Wie sal by daardie tafel kom sit? As hulle weet, jy gaan sag wees, jy gaan teenwoordig wees, en jy is bereid om in liefde daar te wees. Wie sal daar kom sit? Sien die gesigte. Andersom. As jy weet, daar's môre 'n tafeltjie in die mall, daar wil die Kersvader opsit in die middel. En daar sit iemand wat gaan sag wees, gaan broos wees. Wie gaan daar sit? En na wie toe moet jy gaan? Wat daar vir jou gaan wag? Dit is ongelukkig net 'n visioen. Maar wat keer jou om dit dan vanaand en môre en in die week te doen? Want as ek dit reg verstaan, is dit waartoe die Here ons uitnooi. Ek sluit af, vriende. Julle kan opkom, Melmien. Ek weet dat vergifnis is 'n baie moeilike saak en baie van ons het baie diep hartseer en baie diep wonde. Maar ten spyte daarvan nooi God ons uit. En ek hoop regtig dat jy 'n plek sal kry van sag wees, dat jy die vrede en die ritme van God kan beleef, ook in die verhoudings in die wêreld waarin ons leef. En as jy dalk die een is wat dalk die seer veroorsaak het, mag jy vanaand die moed hê om soos daardie ou op te staan en by die tafeltjie te gaan sit. Te sê ek is jammer. Dit is die hart van die evangelie. Dis wat Jesus ons kom leer het. Dis waarin ons Christen wees moet meet en niks anders nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, help ons met hierdie moeilike reis na vergifnis toe. Help ons met die bou van hierdie altaar, dat ons die eerste klippe neersit. En mag ons by U die moed kry dat as ons die altaar moet bou en dis vir ons moeilik, dat U ons ook sal help om mense nader te trek en te bring wat ons daarmee kan help. Dat ons nie mag doodgaan in bitterheid en alleenheid, in haat en in hardheid nie. Dankie dat U ons altyd vergewe, vir ons tweede en derde kanse gee. Mag dit ook die reuk van ons altare wees tussen mekaar. Veral in die gemeente, mag ons 'n klomp mense wees wat dit reg kry om mekaar weer 'n kans te gee, weer vashou, weer te omarm en sag te wees sonder woorde, net ons teenwoordigheid. Want as ons dit reg kry, sal hierdie gemeente ook U koninkryk bring in Rustenburg. Help ons in hierdie week ook om U lig te wees in 'n wêreld wat lig nodig het. Mag ons op hierdie Sondag aand in die teenwoordigheid van vriende of familie of 'n gesin ook iets van U nabyheid beleef. Mag U liefde deur ons leef. Amen.